Ons gaan vanaand twee gedeeltes saam lees. Die eerste is uit Matteus 21 en dan ook 'n gedeelte uit Openbaring 19. Maar voordat ons saam lees, broeders en susters, kom ons sê net vir mekaar waarmee is ons besig. Sondag 12 van ons Heidelbergse katekismes behandel die naam Christus, die naam van ons Here Jesus. Dan vra hy die vraag, wat beteken die naam Christus? Dan het ons gesien, dit beteken dat hy die gesalfde van die Here is. Hy is die groot gesalfde, wat deur God gekies is, deur hom bekwaam gemaak is, gestuur is. En hy is God se groot profeet, hoëpriester, magtige koning. En nou vanaand gaan ons spesifiek stil staan by sy koningskap. Ons Here Jesus as die koning van die konings. En ons gaan vanuit 'n bepaalde hoek vanaand daarna kyk. Kom ons lees uit Matteus 21 en dan uit Openbaring 19. Matteus 21 vertel vir ons van ons Here Jesus se intog in Jerusalem. Dis 'n paar dae, dis die Sondag, die Vrydag is hy gekruisig. Dis jy sal voel dit is piektyd ook in sy lewe. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Uit hierdie gedeelte is kom ons teksverse vers 5, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Hy ry op 'n donkie. En dan lees ons uit Openbaring 19. Openbaring 19 vanaf vers 11 af. Toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam in sy kop, en op sy kop was daar baie heerserstrone.
Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was. En sy naam is die woord van God. Die leers van die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuit trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe: die Koning van die konings en die Here van die heersers. Matteus 21 vers 5 sê vir Sion: kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. En liewe broeders en susters en kinders, dit was feestyd in Jerusalem. Die vure is klaar aangesteek vir die groot Paasfees van die Jode. En van heide en verre, eintlik van oor die hele Middellandse Seegebied, kom die pelgrims na Jerusalem toe vir die Paasfees. En onder die skare rondom Jerusalem het emosies hoog begin loop. Want ons Here Jesus het talle wonders gedoen. Hy het hulle op 'n baie besondere manier onderrig en dit het hulle in die hart gegryp. Hulle was getuies daarvan dat hy blindes laat sien het. Hulle was getuies daarvan dat hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Nou is hy op pad na Jerusalem toe. Dit maak hulle opgewonde. Dat hulle wonder, wat gaan hierdie Jesus van Nasaret nou doen? Het sy groot tyd dalk gekom? Oralster was die emosies hoog. Hulle het gewonder, wat gaan kom? En as ons Here Jesus dan uiteindelik Jerusalem nader, want hy het ook opgegaan vir die Paasfees. As hy naby Jerusalem kom, dan kan die emosies van die skare nie meer gekeer word nie. As hy by Jerusalem kom, dan ontplof hierdie entoesiasme onder hulle in 'n koninklike messiaanse eerbetoon aan ons Here Jesus Christus. Waar ons Here Jesus hom vroeër heeltemal op die agtergrond probeer hou het as die groot koning, laat hy die skare nou toe om hom te eer vir wie hy werklik is. Hy weet sy dood is naby, sy tyd is min. Hy laat hulle toe om hom te eer vir wie hy werklik is. Nou broeders en susters, as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan kom 'n mens agter dat ons Here Jesus se aankoms in Jerusalem en sy ingaan in die stad deur die poorte
dat dit gevier word soos die koms van 'n koning. Sy disippels gooi van hulle klere op die donkie sodat hy daarop kan sit. Die skare wat hom gevolg het en die skare wat ook vanuit Jerusalem buite hom tegemoet gekom het, begin hulle om hulle klere voor hom uit te gooi. Want Jesus in sy heerlikheid moet tog net nie aan die stof van die aarde raak nie. Daarom gooi hulle klere voor hom uit. Ander mense gaan kap palmtakke af. En dan begin hulle daai takke te wuif. Hulle vat daai tak en hulle lê dit voor sy voete neer sodat hy daarop kan loop. Jy moet onthou, 'n palmtak was die simbool vir 'n koning. Dis hoekom hulle dit doen. As hierdie skare hiermee besig is, dan kom die ou woorde uit onder andere Psalm 118, Psalm 18 weer nuut op hulle lippe. Dan begin hierdie skare met die groot Hosanna. Dis wat hulle uitroep, Hosanna. Hulle eer en vereer ons Here Jesus Christus. En nou moet jy indink, daardie klomp mense daar by Jerusalem, en dan roep hulle uit, prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Dis wat hulle doen. Ons Here Jesus word as koning geëer. En ons Here Jesus self, met sy optrede wys hy dat hy inderdaad die groot Messias koning is. Want hy gaan doen presies wat daar in die Ou Testament vir hom gesê word. Hy ry Jerusalem binne op 'n donkie. Kontras nie waar nie. Maar hy ry Jerusalem binne op 'n donkie. Donkie, die nederigste dier. Dis waarop hy Jerusalem inkom. En dan vervul hy die woorde van Sagaria. Sagaria wat jare terug al geprofeteer het. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy's regverdig en hy's 'n oorwinnaar. Hy is nederig. En hy ry op 'n donkie. Op die hingsvol van 'n donkie. Dink jy besef wat 'n geweldige moment dit was. In die stad van die groot koning word ons Here Jesus as koning geëer deur die mense. In die stad van die groot koning, in die stad van Dawid, word hy geëer as die Messias, as die gesalfde. Word hy geëer as die koning van Israel, die Heer van alle volke. En nou moet jy mooi kyk. Hoe lyk hierdie koning?
Hoe lyk hierdie koning van die ganse wêreld wat deur die skare so toegesing word? Hy kom die stad binne op 'n donkie. Die nederigste van alle diere. Weet jy, broeders en susters, hierin sien 'n mens die wonderlike vingermerke ook van die Heilige Gees. Die samestelling van die evangelie. As mense die intog moes saamstel of gaan beplan, sou dit iets totaal anders gewees het. Maar ons Here Jesus kom die stad binne op 'n donkie. Hy kom nie die stad binne op 'n strydwa of op 'n vurige perd as die magtige oorwinnaar nie. Hy kom nie met 'n kroon op sy kop nie. Hy kom nie met 'n blink swaard Jerusalem binne nie. Maar hy kom Jerusalem binne op 'n donkie. Die rydier van 'n gewone man en vrou. Hy is nederig en sagmoedig. Hy kom Jerusalem nie binne as 'n ruiter op 'n perd nie. En daai ruiter kyk af na die mense toe. Hy kom hom binne op 'n donkie. Die mense rondom hom is as ware hoër as hy self. Sy voete is amper op die grond. Die groot en die magtige koning kom op 'n donkie. Want hy het gekom om met sy lewe mense te kom dien. Hy kom Jerusalem op 'n donkie binne. Want hy is nie op pad na die troonsale van Jerusalem nie. Hy is op pad na daai koppie buite Jerusalem. Golgotha toe. Hy kom nog nie met die bloed van sy vyande aan sy swaard nie. Hy kom nie om vir hulle dit te wys nie. Hy het gekom om vir hulle die merke aan sy hande te kom wys. Die merke waar dit haar bloed gevloei het. Hy ry op 'n donkie. Want hy is nog op sy kruispad. Op pad na Golgotha. Hy kom eers om te kom dien. Hy kom eers om ons te kom dien. Hy kom eers om die straf op ons sonde te kom dra. Hy kom eers om ons heerlik te verlos uit daai doodsgreep wat die duiwel op ons het. Koning Jesus op 'n donkie. Weet jy, as die skare in Jerusalem en in Jerusalem self tog net daardie simboliek kon raak gesien het. As hulle
maar net iets daarvan verstaan het oor hoe hierdie koning is, wat in hulle midde is. Maar hulle het op 'n koning gehoop, wat hulle van die Romeine sou bevry. Dis wat hulle verwag het, dis waarop hulle gehoop het. Iemand wat hulle bevry van die juk van hierdie verskriklike Romeine. Wat sou dit help? As die juk van die sondes en van die toorn van die Here en die straf van die Here nog op hulle skouers gebly het. Hulle het 'n koning verwag soos Dawid wat al hulle vyande sal oorwin. En wat van hulle self? Hulle son het hulle vyande van God gemaak. Vyande van God. Behalwe is hierdie koning op 'n donkie. Eers sy kruis weg, klaarloop. En met God versoen. Hulle vrede met God bring. As hulle dit maar kon raak sien. Sion, jou koning kom. Hy kom na jou toe. Maar hy kom op 'n donkie. Hy kom eers om jou te dien tot in die dood toe. Om dit te wys, ry hy op 'n donkie. En my liewe broeder en suster, is dit hoe jy ook aan jou koning, ons Here Jesus Christus, dink? Is dit ook hoe jy hom sien? Hoe jy met jou hele hart hom aangryp en omhels in die geloof? Jou koning dienend by jou voete. Ons koning dienend by ons voete om ons sondes te versoen. Dienend besig om vir jou en my die vrede wat ons met God kan hê te bewerk. Dienend by elkeen van ons om ons uit daai wurggreep van die duiwel te verlos. Om vir ons 'n nuwe lewe te gee, die lewe van 'n kind van die Here. Is dit hoe jy hom sien? Is dit hoe jy hom omhels? As jy vanaand ja sê, moet jy bly bid en ek bid saam met jou, dat jy dit nooit in jou lewe sal miskyk, of dalk vergeet, of dat dit vervaag in jou lewe nie. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Hy kom jou dien. As dit ons koning is, broeders en susters, dan vra hierdie koning op 'n donkie dat ek en jy in hierdie lewe ook ander mense sal dien.
dat ons soos hy mekaar se voete sal was. Dan vra hy van ons om ons self te kan opoffer uit liefde en omgee vir iemand anders. Want dit het hy nie vir my en jou geleer. As jy wil groot wees, dan moet jy almal se dienaar wees. Dis wat hy gesê het. Wie 'n leier wil wees, wie vernaam wil wees, moet onder ander mense kan inbuk om hulle te dien. Wie verheerlik wil word, moet bereid wees om aan homself te sterf. Ek ken die koringkorm. En jy sien dat ons koning vra ons om sy voetspore te volg. Elke dag van ons lewe. Maar daar kom 'n dag, broers en susters, dat ons Here Jesus, dat die koning van die heelal terugkom na hierdie aarde toe. Daar kom so 'n dag. En kyk nou, dan kom hy nie terug op 'n donkie nie. Maar dan lees ons in Openbaring 19. Dan kom hy terug op 'n wit perd. Die wit perd van sy oorwinning. Sy oorwinning daar op Golgotha. Dan kom hy terug. Nie nederig en sagmoedig nie, maar in die volle krag en die majesteit van sy koningskap. Dan kom hy terug met al sy hemelse leermagte. En sy openbaring vir ons, hy sal self die parskuip trap vir die wyn van God se oordeel en van sy toorn. En op sy klere sal 'n naam geskrywe staan. Die koning van die konings en die Here van die heersers. Met hulle wat aan hom behoort het. Met hulle wat geleef het vanuit sy kruisverdienste. Wie geleef het vanuit sy kruisoorwinning in my plek. Met hulle het hierdie magtige koning dan 'n ewige afspraak. Die koninkryk van sy Vader. 'n ewige afspraak. En hierdie dag kom verseker. Ons Here Jesus is klaar besig om terug te kom. Maar tot op daardie dag, my liewe broer en suster, loop ek en jy nog in sy aardse voetspore. Ja, alreeds konings, deur wat hy vir my gedoen het. Maar soos hy 'n nederige, bedienende koning van die Here. Amen. Kom aan, doen ek vir ons 'n gebed.
Sy hemelse Vader, U het U Seun, ons Here Jesus Christus, gestuur. As ons hoogste profeet. As ons hoëpriester wat sy lewe vir ons afgelê het. As die koning van die konings. En ons koning het ons kom dien. Ons kan dit skaars glo. Hy het ons kom dien soos wat ons vanaand hier is. Het ons kom dien sodat ons die lewe kan ontvang. Hy het ons kom dien sodat ons eendag met hom vir ewig in U koninkryk sal lewe. Het gaan ons verstand te bowe. Maar Here, gee dat ons dit mag onthou. Dat dit ook ons lewe sal bepaal hier en nou. Dat ons aan sy voetspore trap. Konings. Daar reeds konings in ons Here Jesus Christus. Maar nederig. Dienende konings. Maak dit waar in ons lewe, Here. Laat U Gees ook op hierdie wyse ons lewe meer en meer nuut maak. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen.